Keer wat ek sê is wanneer 'n mens kyk na wat moet jy doen en wat moet jy nou nie doen nie in 'n kerk, maar môre, laat ek tog vir julle môre sê, anders stap die hele bondel hier uit en sê hierdie ou doen eers vir ons môre. Werk hy, daar sê. Jy moet hom so hou, want as 'n mens 'n bietjie van ons ouens wat nou nie kan goed hoor nie, en julle moet nie afstel nie, julle moet opstel. Want hoe hoor ons is, hoe beter kan ons hoor in die agterkant. Die ouens wat nou voorsit is nou 'n ander probleem, maar ons wat daar agter sit hoor nie so goed nie. Nou goed, die ding wat 'n mens eintlik wil sê is vanoggend ons is bly om hier te wees. Saam met julle in die naam van die Here groot te maak. Net so interessantheid, ons is daar by Mopapama, dit is so 60 km aan die kant Rundu op pad Katima toe. Nou ons is daar teen die Kavango rivier, as ek uit my huis uitstap op die voorstoep, seker so 80 meter, dan loop die rivier daar verby. Nou met hierdie wat die baie waters is, loop hy sommer hier voor my draadlands, loop hy deur. So ons is redelik veilig, ons lê daarom so op hoogtetjie, maar dit is werklik lekker. Ek vond dit ek daar gekom het mense al baie vir my gevra, pastoor Willie, gaan jy nou weer begin met 'n kerk in Rundu? Dan het ek vir almal dieselfde gesê, luister hier ouens, julle verstaan nie, as ek wou gebly het in 'n kerk, dan het ek gebly waar ek is. Maar ek het gegaan en ons glo in die wil van die Here. As ons sien vandag wat om ons daar gebeur, ons elke Sondag het ons livestreaming, en dan een keer in 'n maand bring ons almal by mekaar daar naby ons, en ons hou 'n nagmaaldiens, verskillende kerke. So die Here is vir ons goed en ons doen die dinge wat lekker is vir ons. En dit is vir my altyd lekker om te preek. Ek sê makkie sakkie, baie keer is daar niemand nie, dan sit net Elsie. En die lekkerste preke wat ek kan preek, is dit net ek en Elsie is. Want vir wie sê jy moet luister as daar nou jou gepraat word? So, goed, dan is dit net Elsie, maar as hulle nou bietjie meer is, dan moet ek my woorde nou beter kies, julle sien nou so. En as ons klaar is, dan sê Elsie, sal sy seker vir my so kyk en sê, onthou, jy klim vanaand saam met my in die bed, jy moet dit onthou. Goed, maar ons is bly, ons is vanoggend hier so, en ons gaan lekker die naam van die Here groot maak. Ek wil gou met u so bietjie net vra, wie van julle wat vandag hier sit, almal, kom ons vat almal, het die Here op 'n tyd vir jou iets gesê om te doen? Sê maar, hy het gesê, vat 'n stukkie brood vir Dr. Martin, of enige opdrag, enige ding wat jy in jou hart gevoel het, maar dis wat die Here sê ek moet doen. Anne? Wil sê, ons sê omtrent amper die almal wat hier sit, nee. Wil sê, julle het omtrent almal al 'n boodskap gekry van die Here, of 'n tipe boodskap gekry. Wie van julle het dit almal uitgevoer? Nou is die hande minder. Okay, dis nie so sleg nie. Goed, ons doen nou maar net hierdie goed om seker te maak wie het geluister en wie het nie geluister nie. Goed, die gedagte wat ek met u wil deel is, wat is die rede? Nou terwyl ek deur die woord van die Here blaai om te kyk wat gaan ek hier bring, kom ek op Jona af. En terwyl ek Jona lees, vra Here vir Jona, wat is jou rede? Het jy 'n rede? En terwyl ek daardeur werk, toe kom dit vir my net al meer en meer. Nou daar's twee dinge wat ek vanoggend bietjie wil gaan, ek 'n bietjie gaan kyk na wat is 'n rede. Ons praat altyd, toe vra ek nou vir Elsie en ek vra wie almal slim is, sê ek vir hulle, wat is die verskil tussen 'n rede en 'n verskoning? Wat sou 'n mens sê, wat is die verskil? Party ons sê, ek het 'n rede gehad om nie in die kerk te wees nie. En die ander ou sê, ja, ek het 'n verskoning gehad, ek kon nie daar wees nie. Maar wat is die verskil tussen 'n rede en 'n verskoning? Nou, as ek dit nou vanoggend vir julle gooi, dan gaan dit beteken, jy gaan nou dalk nou iets sien, wat jy nou dalk gaan sê, ja, okay, ek het nou nie so daaraan gedink nie, maar ek dink my verskoning was regverdig geweest, of ek dink die rede wat ek gegee het, moet aanvaarbaar wees. Nou, julle hoor dit mas dagliks, julle hoor mas baie, as jy met iemand praat, sê, nee, ek het 'n rede gehad, of hy sal sê, nee, my verskoning was daar gewees, is nou maar net, jy wat moet maar sê daar so en praat daar.
laat ek net sien of ek anders. Hy daar sy het gesê sy vibreer en daar is hy nou. Goed. Daar is die eerste ene. Wat is die verskil tussen 'n rede en 'n verskoning? Ons gaan nou kom by die lekker preek, maar ek wil net eers hê julle moet dit verstaan. Dan sê hy, as jy nou lees in Engels, ek is nou nie daai goed so in Engels, laat ek al die woorde reg sal uitspreek nie, maar wie lees nou baie goed Engels? Dr. Martin, kan jy lees daar? Hy het skool gehad. Yeah, a reason is a factual, objective explanation for an event, often involving circumstances outside of your control. Okay, dit is met ander woorde, dis 'n rede. Enige ding, nou moet julle mooi luister, enige ding wat gebeur met my en plaasvind met my en ek kan dit verklaar. Hoekom? Dit beteken amper soos die waarheid. Dat jy is die oggend staan jy op en jy's op pad kerk toe en toe jy by die voertuig kom, toe staan jy met 4 papwiele. En nou sê jy vir jouself, ek kan nie by die kerk uitkom nie. Dis 'n rede. Dis 'n werklikheid. Dit wat jy deurgee, dit wat jy nou vir my gaan vertel, dit was my rede hoekom ek nie by die kerk kon wees nie. Of dit was my rede dat ek nie daar kon wees nie. Dit was nie in jou vermoë om dit te kon verander nie. Jy kan nie dit verander het nie. Wat sê, jy staan met die papwiele, jy weet hoe lank gaan dit neem om 4 papwiele reg te maak, dan sal jy eers kan. Of jy ry op pad na die kerk toe, daar gebeur iets, of iemand ry in jou vas, en jy weet vir jou siel, ek sal nie daar gaan nie. Sou iemand nou vir jou vra, maar hoekom was jy nou nie vanmôre in die kerkie, dan sal jy sê, ek het 'n rede gehad, hoekom ek hier kon wees nie. Nou wat is jou rede? Dan sê jy, een ou het aan my vasgery, dis 'n werklikheid. Dis nie iets wat jy kan opmaak, of dit is iets wat jy kan oorsien nie. Die rede beteken, dit het plaasgevind, dit is amper soos, amper sê, wat het die ou mense altyd gesê, dit is soos wat? Okay, julle vat hom nou, hy kan doen, ek sit dit nou nog aan ene. Okay, so feit, soos 'n koei, dit is die waarheid. Daar's niks onder te handel nou nie. Dit is die waarheid wat gespreek word. Jy het dit. Goed, die volgende ene, wat ons gaan doen is 'n excuse. Nou hierdie ene is baie interessant. As jy hom nou, ek gaan weer vir ons dokter gee om te lees. Good, an excuse is a defensive justification. Defensive justification used to shift blame. Okay, dis wat hy sê. Met ander woorde, verskoning, as jy 'n verskoning het, dan wil jy dit basies soos wat jy dit het, graag skuif van iemand. Hoekom? Want jy wil nie gevra geword het nie. Hoekom was jy nie in die kerk nie? Maar ek het 'n goeie verskoning gehad. Wat is 'n verskoning? Ek het heel week gewerk en naweek gewerk. En ek is dood toe moeg. Ek sien die kans vanoggend om op te staan, ek was te lui om op te staan. Wat sê, dis 'n goeie rede, maar dit is wat jy eintlik wat doen, jy wil nie geblameer word nie. Geen mens, as jy gevra word, hoekom het jy dit gedoen? Die eerste ding wat jy doen, jy soek 'n oplossing. Jy soek 'n plek te kom daarvandaan, want jy wil nie graag dat jy nie. Daarom sal jy eerder bly sit op 'n ander. Toe hierdie gedeelte lees, toe dink ek aan ons oom Trump in Amerika, dat hy daar staan en hy sê, hy wil nie eintlik iemand aangeval nie, maar toe al die ouens, sy binne-ouens vir hom vertel, hoe gevaarlik is, hoe reken hy, okay, goed, ek dink hy moet maar die aanval doen, want hulle gaan ons eerste aanval, doen nie maar die aanval. Maar wat hy eintlik doen, hy skuif die blou, wat weg van hom af. Goed, wat moet jy doen? Avoid accountability. Dan sê jy, wil nie verantwoording vat, eintlik vir dit nie. Maar dis jou besluit. Jy het 'n budget gemaak, jy het dit so, baie mense as jy praat, die eerste ding wat jy moet doen, hy gaan met jou bietjie stry. Hoekom waarom maak dit? Dis mos nie so erg nie. Ek kom ons maar dit gedoen het. Maar baie keer is die vraag aan jou, hoekom was jy nie daar nie? Hoekom was jy nie kerk nie? Hoekom was jy nie by die uittrek nie? Ja, nee, ek bedoel nie so
or minimize personal responsibility for something within your power to change. En wie van julle het al baie keer gedoen wat die Here vir jou gesê het om te doen? Maar die een ding by God se woord en alles wat ons doen, is juist om te luister na die woord van God. As om te luister wat God vir my sê om te doen. Ek kan nie nou staat maak op allerhande goed nie. Ek kan nie staat maak op wat mense sê of iemand anders te doen nie. Wat sê die verantwoordelikheid lê by my. As God my 'n opdrag gegee het, moet ek daai opdrag vervul. Nou oké, nou kom ons by Jona. Kom ons gaan lees vir hom. En dis hier waar ek so bietjie met julle wil deel hieroor. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Die Here sê hy moet gaan na Ninive toe. Hy moet gaan preek in Ninive. Hy moet vir Ninive gaan sê, luister, in 40 dae gaan ek hierdie stad verwoes. En Jona sê, maar toe, nee wat, hy klim maar op die skip. Ons ken die hele storie mos. Maar weet jy, hoekom wou hy nie gegaan het nie? Weet jy hoekom wou hy nie gegaan het nie? Want jy sien, die Ninive was nie Christene nie. Hulle was nie kinders van God nie. En hy was 'n Jood gewees, wat die woord van God gesê het, bly weg. En nou gee dieselfde God om opdrag, en sê, gaan preek in hulle. Jy sien, ons kan nie vir die Here sê wat om te doen nie. En terwyl ek dit lees, toe kom ek by die woord van die Here uit. Okay, ek haal my bril af, sorry ons, hy gaan afval. Kom hy by die woord van die Here, as 'n mens kyk na die woord van die Here, wat se belofte gee God vir Abraham? Hy sê met ander woorde, die sterre in die hemel. Dan sê die Here God iets vir Abraham, hy sê, in jou sal alle nasies geseënd wees. Stem julle saam? By Jona, ek weet nog nie waar Jona geval het, of hy nou na Job was of waar nie, maar Jona doen die teenoorgestelde toe God vir hom sê, maar luister, vat hierdie boodskap, gaan na die heidene toe, gee vir hulle die boodskap, en kyk wat gaan gebeur, dat ek nie nodig het om die stad te verwoes nie. Maar Jona in sy hart wou niks met hulle te doen gehad het nie. Daarom vlug hy met daardie opdrag wat hy kry, gaan na Ninive toe. En toe hy nou eintlik uitgehaal is, uit die skip uit ingegooi is, en die walvis hom uitgespoeg het, toe sê die Here vir hom, gaan nou, maar hoor sy gesindheid. Sy gesindheid is dit, maar Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword. Was hy is baie ontevrede oor dit. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink, terwyl ek nog in my land was nie. Daar is die moeilikheid sonder die bril. Okay. Kom ons lees hom. Laat ek hom net hier voor my kry, anders moet ek nou teruggaan na die bril toe. Gee maar die bril ook nou.
sien julle, sê sy. Okay, nou kan ek lees. Terwyl ek nog in die land was, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet, hoor wat sê hy vir God. Hy sê, want ek het geweet, dat u 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. En toe ek dit lees, toe besef ek weer eens, waar het Jesus gekom? Jesus kom en sê, ek doen presies dieselfde wat my Vader gedoen het. Ek doen niks anders as wat my Vader gedoen het nie. Dit wat my Vader gedoen het, dit doen ek. Dit wat my Vader gesê het, dit doen ek. Net dit wat my Vader doen ek. En waarvoor het Jesus gekom? Hy het nie net gekom vir die Jode nie, maar hy het gekom vir die sondaars. Hy het gekom vir die uitgeworpenes. Hy het gekom ook vir almal dat hulle kan lewe. En nou sê die Here vir hom, vir Jona, gaan preek dit. Gaan sê vir daardie mense, ek gaan daardie stad verwoes. En nou voel Jona baie ontevrede. Hy dink by homself, Here, ek kan nie van my dit verwag nie. Ek kan nie van my verwag vanmôre om 'n stukkie brood te vat en vir iemand te gaan gee nie. Ek kan nie vanmôre van my verwag om iets te doen wat ek nie moes gedoen het nie. Here, ek kan nie vanmôre van my verwag, ek moet opstaan en na mense toe gaan. Ek ken hulle nie eers nie. Here, ek kan nie van my verwag, ek moet daar vir daardie mense wat 'n godlooners is, wat nie eers luister na die Here nie, wat nie eers God soek nie. Here, hoe wil u hê moet ek met hulle gaan praat? Hulle sal my doodmaak dalk. Hulle sal my wegjaag. Hulle sal enigiets met my doen. Maar luister, kind van die Here, ons vergeet, wanneer God 'n opdrag gee, dan bedoel hy met dit. Jy sien, ons kan nie redeneer en redenasies maak rondom die ding as God met jou praat nie. Ek sê baie keer vir mense, weet jy hoekom 'n kerk leeg? Is omdat kinders van die Here nie luister wat God sê nie. Ons luister na onsself. Ons het verskonings en verskonings en verskonings. En dan sit ons baie keer daar, en dan baie keer in die kerk, ek het ook al hy stel afgetrap, ons baie. Dan sê die Here vir my, terwyl die diens aan die gang is, dan praat die Here met my, en dan sê die Here, Johannes sê my op pastoor Johnny gelê. Maar dan kyk ek na pastoor Johnny, hy staan daar in 'n jubel, en hy sing en hy gaan aan, en dink ek, nee, maar daar seker niks fout met die man nie. Seker verkeerd gehoor. Luister, na tyd, kom praat ons eendag en sê vir my, weet jy, daai dag, was dit en dit en dit en dit. Daar sak ek my kop in skaamte, want ek weet, ek het die opdrag van God gemis. Jy en ek het hom gemis. Hoekom? Deur my eie besluite. Nie God se besluite nie. God se besluit was gaan doen dit. Maar ek vat my eie besluit en ek sê, nee Here, ek gaan dit nie doen nie. Dis wat Jona maak. Hy sê vir die Here, Here, ek gaan dit nie doen nie. Ek kan maar los. Hy klim eerder op die skip, hy vlug weg. Hy kom terug en nou kry die Here vir hom. En die Here praat met hom, en toe die Here met hom praat hy hierdie dinge vir my, hy sê met hom, vers 4, o Here, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Hy voel so verontwaardig, hy voel so sleg, hy dink die Here moet hom maar liewer wegvat, die Here moet hom maar liewer doodmaak, maar hy sê nie kans daarvoor nie. Hy sê, daarop sê die Here, het jy 'n rede, nou praat die Here met hom, daarop sê die Here, het jy 'n rede om vertoornd te wees? Wat sê die Good News Bible sê, what right do you have to be angry? Hoekom het jy dit? Waarom is jy kwaad? Waarom doen jy nie wat ek sê nie? Waarom doen jy nie met my woord nie? Jy sê, maar ons het allerhande verskonings. Ons het allerhande plekke om uit te kom waar ons nie moet uitkom nie. Ons is so maklik om te sê, luister, ek kan nie. Ek dink ek het dit vir julle al in een van die preke al gesê. Het die een nou eendag gesê, kom ons sê maar 'n biduur. As 'n biduur vir jou belangrik is, en dit raak jou prioriteit nommer 1, wat sal jy maak? Jy sal gaan. Maar solank dit nog nie vir jou, hy sê, jy kan ander goeders hê, dan beteken dit net, die ander dinge het 'n hoër prioriteit as die biduur.
Dis so maklik soos, dis jou eie besluit, dis jou eie ding wat jy doen. So, hy sê, die Here vra vir hom, het jy rede? Kind van die Here vanoggend, nou moet julle mooi verstaan vanoggend, ek vra vir julle die vraag, het jy rede om nie daar te wees nie? Het jy rede om nie te doen wat God vir jou vra om te doen nie? Het jy vanmôre 'n rede, 'n goeie rede, hoekom jy nog steeds sit waar jy sit? Paulus skryf oor hierdie goeters, en wanneer Paulus skryf, sê hy, julle moes eintlik nou al predikers gewees het. Hy sê, maar julle sit nog. Nou baie keer sal ons opstaan en sê, ja, maar pastoor, onthou, ons is almal nie predikers nie. Dis waar. Ons is nie almal predikers nie. Maar het jy geweet, daar lê 'n wêreld daar buitekant wat smag na God. Smag na iemand om net vir hom te kom vertel, ek het jou lief, ek gee vir jou om. Die Here is daar vir jou. Ja, maar ek kan nie preek nie, jy het nooit die Here vir jou gevra om te preek nie. Moses het dieselfde triek met die Here getrek, het jy dit geweet? Toe vir die Here gesê, Here, ek kan nie eers hakel maak nie. Toe sê die Here, man, stop, ek het klaar jou moeilikheid vir jou uitgesorteer. En hy stuur sy broer. Jy sien, ons wil altyd probeer uitwerk en sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Baie mense het al vir my gesê in die gemeente, toe ek in die gemeente ook was, sê hulle vir my, pastoor, ja, maar jy moet onthou, ek het nie al die kennis nie. As jy nie al die kennis het nie, Dr. Martin, staan vir ons op, asseblief. Johnny, staan op. Luister hierso. Die pastoor, hy het 'n doktersgraad, hy het baie ver geleer. Daai ene net bietjie minder, maar hy's ook 'n pastoor. Maar hy kan, luister ouens, buite dien hulle, tannie, kan ek vir jou vra om op te staan, sal jy kan staan? Ag, jy is tog oulik man. Ek wil so sê, kom ek vertel gou vir julle 'n storie. In my beginjare van my bekering, toe ek tot bekering gekom het ek nie gegaan en vir die jong manne, wat dieselfde ouderdom was as ek, miskien bietjie ouer, gaan raad vra nie, oor godsdiens nie. Want jy sien, hulle het maar nog dieselfde pad om te loop as ek. Ek het gegaan na hierdie Grieskoppe toe, wat al ouer was, wat vir my die wonders vertel het, aan die kom sit, wat die wonders vir my vertel het, wat God kan doen. Jy het 'n leermeester, wat jou kan help. Jy het 1, 2, 3, 4, die klomp leermeesters, wat jou kan help. So, jou verskoning, om te kan sê, ek het dit nie, jy het nie gevra nie. Ouens, so simpel en eenvoudig is dit, baie dankie. Jy het nie gevra nie. Jy het gedink, ek het nie die geleerdheid nie. God vra nie vanmôre jou geleerdheid nie. Al wat God vanoggend van jou en my vra, is die bereidwilligheid om te gaan. En hy sê, hy is kwaad, en die Here vra vir hom, het jy rede? Toe ek hierdie ene lees, toe sê hy, en Jona het die stad verlaat, en aan die ooste kant van die stad gesit. Dis nadat hy vir Nineve vir 1 dag aangegaan het, hy so 3 dae groot, eerste dag aangegaan het, toe gesit hy, staan hy en hy roep uit, hy sê, in 40 dae gaan God hierdie plek verwoes. As julle nie bekeer nie. En terwyl hy nog so praat, hy's nog op pad na sy skuiling toe begin hy werk die gees van die Here onder die mense. Mense begin bid. Mense begin trek rouklere aan. Mense begin kom by die Here uit. Dit het so gegaan dat tot die koning het begin uitroep en gesê, kom ons maak 'n plan, want ons stad kan nie verwoes word nie. Hulle het geglo meer die woord van God as wat Jona dit geglo het. Maar Jona se hart was nie reg nie. Jona se hart was daar om te sien dat God hulle moet vernietig. Hy het eendag gesien, toe hy daar gesit het, terwyl ek dit deurlees, het hy vir hom 'n skerm gebou, en hy het daaronder in die skadu gesit. Hoor nou, tot wanneer toe? Totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. En as hy so lank gesit het, sou hy hoeveel dae gesit het? 40 dae. Want dis wat die Here gesê het oor 40 dae. Ek glo, hy het elke dag daar gesit en gewag om te kyk wat gebeur met die stad. Maar ek dink die Here het hom vinniger reg gehelp as wat hy 40 dae sou gesit het.
Jy sien kind van die Here. Ons het baie keer ons eie ek, ons eie sienings, ons eie idees, wat goed is. Maar luister vanoggend, as kind van die Here, het ons 'n baie groter verantwoordelikheid, as net my eie idees. Ek wil vir jou sê, ek het baie goeie idees al in my lewe gehad, wat nooit in die kerk gewerk het nie. Baie goeie idees. Ek het dit by ander kerke gesien, by ander pastore, dat dink ek, by ons sinne moet dit werk. Dan sit ek, kyk hulle my aan, amper soos julle nou vir my kyk, wat wil jy sê? Dan sit ek, kyk hulle my aan so, of iets is wat 'n kat daar ingebring het. Dan dink ek by myself, wat het ek gedoen? Moenie luister na jou gevoelens, moenie luister na mense nie. Maar rig jou op God se woord wat God vir jou sê. Dis die mees belangrikste ding wat waar is. Jy kan baie dinge doen, jy kan baie dinge sê, maar as jy nie in die wil van God is nie, mis jy uit. Hoor nou vandag, ons het daai pragtige koortjies vanmôre gesing, sodat jy die seën van die Here kan ontvang. As die Here vir jou sê gee, gee. As die Here vir jou sê doen, doen. As die Here vir jou sê staan op, staan op. Moenie dink vir een oomblik, as die Here jou kerk toe stuur baie keer, wat jy by die kerk moet uitkom en dan dink jy by jouself, ag, dit gaan weer dieselfde ding wees. Nee, moenie daar dink nie, maar dink eerder daaraan, wat se instrument kan ek in die hand van God wees vanoggend in daardie kerk. Jy kan dalk vir iemand vanmôre net sê, my tannie, die Here sê, ek moet vir jou sê, hy is bitter lief vir jou, en sy sit met trane, sy sit miskien met seer, sy sit met verlange binne in haar hart, en jy kan net deur jou woord, kan jy haar versterk. As jy 'n instrument in die hand van die Here is. Maar jy sien baie keer, dink ons Jona, oh nee, wat los maar, Here, maak hulle maar tot niet, vat hom maar liewer weg. Maar die Here, ek glo in hierdie tyd wat ons leef, nou wat ons leef, is die deurmekaarste wat hierdie wêreld nog ooit vir my was. Ek wil nie vir jou sê, Dr. Martin is nog ouer as ek en Johnny, maar ek wil vir julle sê, vir my sê deurmekaar, ek weet nie hoe deurmekaar dink hy is vir hom nie. Maar as ons gevashou aan dit, dan kan ons maar los. Maar ons vertroue vanmôre is in die Here, die God, die almagtige van hemel en aarde. Baie keer as ek hierdie dinge so sien, en die begin spring in my hart, so amper vrees, wat gaan kom oor hierdie aarde? Dat dink ek aan die Here se woord. Moenie vrees nie. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek loop met jou. Ek wandel met jou. Ek vat jou in die hand en ek lei jou op hierdie pad. Toe beskik die Here die volgende môre 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as 'n skadu oor sy hoof, om hom van sy onstemme te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Ons weet hom, ons ken die storie. Hy was baie bly gewees, maar God het die volgende môre toe die dag breek en wind beskik en die wonderboom gesteek sodat hy verdor het. Dit is nou terwyl hy daar sit. En met son op het God 'n gloeiende ooswind toe beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dis vir my beter om te sterwe as om te lewe. Nou as jy kyk na dit, dan moet jy maar moedeloos wees. Want niks gebeur wat hy wou gehad moes gebeur nie. Niks gebeur dat wat hy gedink het moet gebeur nie. Hy wou die stad verwoes sien. Hy wou sien dat God stuur vuur dalk uit die hemel uit. Of dat God 'n engele stuur en hierdie stad sal verwoes. Hy sit en kyk eerder na dit. Nou sê die son nog op hom. Alles druk ook op hom. Die man is glad nie lekker nie. Ek wil nou vir julle sê hierdie witte van Walvis Bay, by nou nie baie beter laat voel, Dinsdag en Woensdag nie. Dinsdag en Woensdag, toe dink ek al vir Elsie sê, kom ons ry huis toe. Daar's 'n aircon. Maar luister hierso. Hy sit daar en hy's frustreerd met homself. Dit kon so anders te gewees het. Weet jy, dit kon so anders te vir Job gewees het. Hy kon eintlik opgestaan het en God geloof het vir die grootheid om nie die mense uit te delg nie.
Maar hy sit, en hy's vertroud in sy hart. Hy's kwaad. Hy sê, nou kry ek nog warm ook. Kyk hoe lyk ek nou. En hy sit daar, en hy's amper die mense kan sê, hy's bemoeisiek. Hy kyk net na homself. Hy kry homself jammer. Het jy geweet, baie keer as dit met jou vrot gaan, hoe jammer kan jy jou kry? Het jy al gesien? Nou, baie keer kyk ek na ons, gelukkig hulle bel mos die pastores, baie keer sê hulle daarom, dan gaan met my vrot, maar dan moet jy luister in die stem. Nou, dit is so, jy moet bel, jy moet praat. Maar klim uit selfbejammering uit. Want selfbejammering laat jou die koninkryk van God mis wat God op 'n groot manier wil doen vir jou. As jy daar sit en jy selfbejammering, dan mis jy Jona sit met sy selfbejammering en hy mis die heerlikheid van God om te sien. Want al wat hy sien, hierdie enigste boom wat die boom my was, is dood. Ek sit in hierdie ou son, ek brand my dood, en hierdie klomp en die Here het nog niks gedoen met hierdie klomp hier onder nie, hulle sit en nog steeds daar waar hulle sit, hulle is nog steeds daar, en hy kry homself jammer. 'n Kind van die Here, luister vanoggend, as daar een ding is wat ek gou agterkom, wanneer dit met jou nie goed gaan nie, is juist wanneer jy begin in daai put ingaan, wat jy jouself bejammer. Klim uit die put uit. Klim uit vanmôre uit dit uit. Jy is meer as 'n oorwinnaar, sê die Here. Jy is groot, jy's magtig. God het jou geskape om te heers, maar nie om onder te wees nie. Jy sê jy mal bring dit oor jouself. Solank jy sit en bemereer, solank jy daar aangaan, is jy daar op daardie punt wat jy sê, maar dit is wat ek maar net moet wees. Jona 4, toe sê God vir Jona, het jy, en nou vra die Here vir hom weer 'n keer, het jy 'n rede om vertoon te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het. Ou sal nou dink, hoekom kan jy met die Here so praat, my squat? Ek wil nie meer in die son sit nie. Hy wil nie meer hierdie ellende hê nie. Hy sê, nee, ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Nie met my praat, ek het 'n rede. Maar is jou rede vanmôre net 'n verskoning? Of is jou rede vanmôre 'n werklikheid? Wat is jou rede vanmôre sal hy wees? Vir die opdragte wat God vir julle en vir my en vir ons almal gegee het. Het ons dit gedoen? Of het ons meer baie keer gesê, of uitgeroep en gesê, ag nee, ek dink nie, dit sal so erg wees nie. Kom ek vertel vir julle, hierdie pastoor van julle is baie slim met my. Nou, terwyl hy so slim is met my, Vrydag nooi hy my, ek saam met hom ontbyt gaan eet. En hy stuur my 'n WhatsApp, ons het tyd gemaak vir 8:45. 8:45. Maar toe is ek daar, en wie is nog nie daar nie. Toe bel ek hom, en ek vra vir hom, Johnny, weet jy nog die tyd? Nou sê hy, ek is reg, ek sit in die kar. En vir wie wag ek? Vir wie wag ek? Sy's nog nie by die deur uit, daar sit sy agter jou, laat sy hoor. Toe sê ek vir hom, Johnny, pas op wat jy sê, want ek het geweet, ek preek vanoggend. So. Nou ja, Johnny, het nie geweet wat ek gaan preek nie. So, maak dit as jy uit is, kan jy maar die gesels jou, hoor jy? Ek vertrou jou, okay. Maar ouens, die rede, wat se rede jy vanmôre het, is dit 'n werklikheid. As jy vanmôre rede in jou hart het, dat jy vanmôre kan sê, waarlik ek wil doen wat God wil ek moet doen. Moenie iets anders te kies nie. Ek het nou dag vir iemand ook gesê, toe sê hy, sulke mooi goeders. Toe sê ek vir hom in die einde, toe hy klaar is, toe sê ek vir hom, weet jy wat, ek wil jou een ding vanoggend net sê, bly by die woord van God. Moenie jou dinge vat nie. Moenie dink ons is te maklik om te sê, die Here verstaan. Die Here verstaan waardeur ek gaan. Die Here verstaan wat my omstandighede is. Ja, die Here verstaan, maar onthou as die Here vir jou opdrag gegee het, dan moet jy dit gaan doen.
As die Here vanmôre vir jou sê, vat jou huis se meubels en verkoop hulle en volg my, dan moet jy nie uitwerk en sê, ja maar, luister, waar gaan ek weer 'n meubels kry nie? Of waar kry ek 'n kar? Jy sien, ons is bekommerd oor die opdrag. Hoe gaan die opdrag gevoleindig word? Ek het al op eendag so 'n paar jare terug, en baie jare terug, 'n man en 'n vrou gehad, wat sendingwerk gaan doen. En hulle het die sendingwerk gaan doen, nie, ek dink vir 6 maande, toe is hulle terug. Ja, ons kan nie daar aangegaan het, ek hoor maar al die stories. Een van die twee dinge, of jy het nie geluister wat God gesê het nie, of jy het nie gehou by God nie. Jy sien, want God is die God van die storms. Hy is die God wat jou deurvat deur alle omstandighede. As daar nie 'n voertuig vir jou is nie, sal God 'n voertuig beskik om jou daar te vat, alles uit 'n donkiekar. Ek wil vir jou sê, moenie luister na jou omstandighede en kyk na jou omstandighede nie. Moenie vanoggend kyk na wat mense sê nie. Moenie kyk wat mense doen nie. Haal jou oë van mense af. Die grootste struikel in my lewe wat ek gesien het, solank mense hulle oë hou op mense, dan val jy. Want die mense om jou is net so swak partykeer soos wat jy swak is. Jy sien, jy moet jou oë op hom sit en op hom hou. Volg sy opdrag. As hy sê, doen dit. Moenie maatjies soek nie. Ek het al hoeveel keer in my lewe gehad, dan sê die een nou vir my, ag pastoor, as ek net mense het wat saam met my wil gaan, om dit te doen, die Here het my gesê, ek moet dit doen, ek moet net 'n paar mense kry om saam te vat. Hoekom? Hoekom wil jy saamvat? God het nie die ander ons geroep nie. Hy het vir jou dit gesê. Wanneer hy dit vir jou sê, beteken wie moet dit doen? Jy. Hy sal later aan by jou voeg, wie saam met jou moet stap. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, wat is jou rede? Dat jy nie kan doen wat God wil hê jy moet doen nie. Wat is jou rede vanmôre, dat jy nie, met ander woorde, dit doen wat God op jou hart gelê het nie? Ek het jou in die begin gevra, het die Here al met jou gepraat? Het jy dit al gedoen? Het die Here net een keer met jou gepraat? Ek glo die Here praat baie met ons. Maar ons luister net nie. En te sien net julle nie, as ek toe hierdie goed lees, toe besef ek self het al in die slaggate getrap. Wat ek in die oggend ook maar opgestaan, ek sê, ek hoor maar nie lus vir hierdie bedryf nie. En dan werd dit net anders te uit. Wat is jou rede? En hy sê, ek het 'n rede om vertoon te wees tot die dood toe. Hy sê, ek kan nie meer nie. Verder sê die Here, jy wil 'n wonderboom spaar, waar jy geen ander arbeid bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie. En ek mag nie, wat ek in een nag, met ontstaan het, in een nag, het ek dit weggeneem. Verder sê die, maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waar meer as 120,000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Maar ek mag hulle nie spaar nie. Nou weer eens vanoggend, wat is God se hart vir die sondaar? Wat is God se hart vanmôre vir die regverdige? God het 'n hart, en dit het Jesus kom verkondig, laat almal van ons, hy het gesê, ek het gekom vir julle wat die dokter nie nodig het nie, vir hulle wat sukkel. Ek het gekom dat die sondaar kan lewe. Ek het gekom dat elke mens oorvloed kan hê. Ek het gekom dat hy die heerlikheid van my Vader kan beleef. Dis waarvoor ek hier is. Dis waarvoor ek gekom het. Dis waarvoor ek hierdie prys betaal het, sodat jy kan lewe. Maar is ek en jy, op wat ons redes is, wanneer hy met ons praat, wat doen ons? En ek glo dat ons almal in hierdie tyd weer opnuut sal begin kyk of ek nie te veel verskonings gebruik nie. Want wat is jou verskoning? Of wat is jou rede? Een persoon, ek praat, net voor ek hierna toe gekom het, kry ek hom maar, en ek praat en ek gesels met hom. En hy sê, ons ry so baie op en af. Hy sê maar, en ek sê, want ek sien julle nie by die kerk nie.
En hy sê vir my, ons is baie besig, ons ry baie rond, ons maak dit en dit en dit. Aan die einde, maar nou staan ek kyk ek hom net. Aan die einde toe sê hy, maar dis ook nie eintlik 'n verskoning nie. Ek was maar net moeg. Jy sien, as jy teruggaan na dit toe, dan wil jy probeer verdedig jou verskoning. Jy probeer dit wegkry van jou af, laat jy nie moet skuldig voel nie. Maar luister vir oggend. Die Heilige Gees sal jou bly oortuig. Die Heilige Gees gaan jou nie met rus laat nie. God sal jou nie met rus laat nie. Al stuur hy vanmôre vir Willie Tron na julle toe, om net weer vir julle te kom sê, begin ek kyk, jy het te veel verskonings. Jy het miskien te veel redes. Jy het miskien vanoggend te veel goed om te kom. Terwyl ek hierdie woord so deurwerk, het ek net besef, dit is vir julle. Ek gee dit vanoggend vir julle. Ek gaan dit vir julle plaas. Ek gaan dit vir julle los vanoggend, sodat jy kan begin besluit waar wil ek wees. Het ek my keuses reg uitgevoer? Het ek gedoen wat die Here wou gehad het ek moet doen? Het ek nie dalk te veel verskonings nie? Ek sê altyd vir die ouens so, sê ek, van al die verskonings is kerke leeg en die tronke vol. Dis 'n waarheid. Maar ek wil vanmôre vir julle hier in Walvisbaai in hierdie pragtige gemeente, ek wil vir jou vanoggend vra, is jy reg? Het jy nie dalk te veel verskonings nie? Die laaste ene daar, 'n ou ene wat julle ken, in Lukas 8 vers 47, dis die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Toe die vrou sien dat sy nie verborge kan bly nie, julle almal ken die storie. Toe vra Jesus, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Van hulle sê, Here, maar hulle staan jou toe, hoe kan jy vra wie het my aangeraak? Maar Jesus sien deur al daai massa wat om hom staan. Weet hy, iemand opreg het my aangeraak. Iemand opreg in sy hart het sy hand na my toe uitgesteek. Iemand wat sy behoefte so groot was, laat sy eintlik die wet, want as jy dit was in daardie tyd, mag sy glad nie eers tussen mense gekom het nie. Laat sy dit oorbrug om by die antwoord te kan uitkom. En toe sy hom aanraak, sê hy, en toe die vrou sien dat sy verborge nie kan gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede, sien julle, om watter rede sy dit gedoen het. Want sy praat die waarheid, dit is haar probleem, dit is die waarheid, dis nie aangesit nie, dis nie sommer bekom nie. Sy het werklik 'n groot probleem gehad. En die Here sien dit raak. Jy sien, toe vertel sy vir hulle, onthou, 'n rede is die werklikheid. Verskonings, wat ons dit nie eintlik ons wil hê nie, al kan ons iets verander in dit, dan verander ons dit nie. Want sê, dit bly dieselfde, om watter rede sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Somme net so toe sy gesond. Kom ons sluit die oë. Here, dit wat U op my hart gelê het vir hierdie gemeente, het ek gebring. Here, ek self, Here, toe ek deur die woord lees, Here, het rede in my hart begin 'n vlam vat. Here, en ek besef baie keer hoe vinnig kan ons verskonings uitdink om nie te doen wat U wil hê ons moet doen nie. Here, hoe vinnig ons aan verskonings kan dink, hoekom ons nie daar moet wees waar U wil hê ons moet wees nie. Here, hoeveel verskonings ons baie keer uitdink, wanneer U gesê het, gaan, ek sal met jou wees. Here, al hierdie ou verskoningkies wat ons altyd het, Here, kan ons oor en oor gebruik, oor en oor dit bedink, maar by U beteken dit niks nie.
By U beteken dit niks nie. Here het in die woord gesê, wat help jy win die hele wêreld, maar jy lê in jou siel skare. Wat sal jou eendag oordeel? Net die woord. Here, vanmôre is my gebed vir elke ene hierso, vir elke man, elke vrou, elke jong man, elke jong dogter. Here, ek bid vanoggend dat U vir hulle 'n werklikheid sal wees en sal bly. Here, ek weet, U Gees laat ons nie met rus nie. U Gees oortuig ons elke dag van ons lewe van sonde, ongeregtigheid en van die oordeel. Here, U spreek elke dag tot ons. Here, as ons baie keer wil eerlik wees, dan weet ons, Here, baie keer het U gesê, ons moet mense bel, ons moet hulle roep, ons moet hulle vat in die hand, maar ons het nie. Here, baie keer het ons gesê, maar ek weet nie of die persoon dit nodig het nie. Here, ek weet nie of hierdie persoon dit wil hê nie. Sê maar, hy gooi dit terug in my gesig, wat dan? Here, so het ons baie keer omgedraai en weggestap, soos Jona weggevlug het van U aangesig af, om nie die boodskap te gee nie. Here, stap ons baie keer weg van die boodskap wat U wil hê ons moet vat. Maar aan die ander kant, Here, heil ons oor 'n dorp, oor 'n land, wat besig is om verlore te gaan, maar ons doen nie wat U wil hê ons moet doen nie. Here, hoeveel keer, of wanneer ook al, gaan U nie vir ons van woording hou vir dit nie. Het Jy vir my water gegee, toe ek dors was? Het Jy vir my iets gegee om te drink, om te eet, toe ek honger was? Het Jy my besoek, toe ek in die gevangenisse was? Toe daar 'n uitroep was, het Jy my gehelp? Het Jy my bygestaan? Here, U sê, en daardie dag sal baie vir U vra, Here, maar wanneer was ons by U? Dan gaan ons die woorde hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, vanoggend wil ek vir hierdie gemeente bid uit my hart, uit elke man, elke vrou vanoggend, dat hulle U stem sal hoor, en begin doen wat U stem sê om te doen. En nie meer te kyk na omstandighede nie. Nie meer te kyk na wat mense sê nie, maar om te luister vanoggend na U woord, en te sê, hier's ek, Here, stuur my. Ek is bereid om te gaan. Ek is bereid om hierdie evangelie te vat. Ek is bereid vanmôre om 'n broodjie te vat. Ek is bereid vanmôre om my kas leeg te maak. Ek is vanmôre bereid, Here, om elke dag hierdie persoon rond te ry. Here, ek is bereid in my hart om vir hom kos te gee. Here, ek is bereid om dit te doen, want U lê dit op my hart. Here, ek bid dit vir hulle. Ek bid vir elke man, elke vrou. Here, moet hulle nie los nie. Hou hulle vas, druk hulle vas in die boesem, en ek eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen.